Kom ons begin vanoggend ons erediens as ons 'n toetrede lied saam sing. Psalm 8 van T.T. Kloete, eerste en die vierde strofe. Kom ons sing dit staande saam, daarna bly u staan vir die uitspreek van die fotum en die seën, en u bly ook staan, dan kondig ek vir ons die lofsang aan daarna. Kom ons sing dan nou Psalm 8, 1 en 4. Gemeente, die Here sê, ek is die Here, die barmhartige en die genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang as ons hartlik saam sing, Gesang 365 strofe 1 en 3.
Broeders en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, by hierdie geleentheid wil ek ons saam lees uit die Ou Testament, uit die boek Sefanja. Nou die boek Sefanja, broeders en susters, is 'n baie kort profetiese boek wat handel oor die profeet Sefanja en sy profesie wat hy uitspreek rondom die Israeliete wat ongehoorsaam is aan die Here. In die boek Sefanja kry ons in die eerste 2-3 hoofstukke te maak met hoe Sefanja vir die volk sê hoe ongehoorsaam is hulle en dat die Here 'n einde gaan maak, nie net aan hulle ongehoorsaamheid, maar eintlik aan hulle as volk. So erg is die Here oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. Kom ons lees Sefanja 3 van vers 1 tot 13 as kerngedeelte van hierdie profesie. Elende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad, waarin daar soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat teregwys nie. Hy vertrou nie op die Here nie en dien nie sy God nie. Die amptenare in die stad is brullende leeu's. Sy regters is wolwe wat snags aas soek en tot die môre toe nie genoeg kry om aan te knaag nie. Sy profete is roekelose, trouelose mense. Sy priesters ontwy wat gewyd is en doen die wet van die Here geweld aan. In die stad is die Here die regverdige. Net hy doen nie onreg nie. Hy gee môre vir môre sy beslissing. Sy beslissing bly nie een dag uit nie. En tog ken die wat onreg doen geen skaamte nie. Ek het nasies uitgeroei. Hulle vestings is vernietig. Ek het hulle paaie verlate gemaak, sonder iemand wat daar loop. Hulle stede is verwoes. Daar is niemand nie, nie een inwoner nie. Ek het gedink Jerusalem sal nou vir my ontsag hê en hom laat teregwys, sodat sy woonplek nie vernietig word en al my straf hom tref nie. Maar hy het gretig bly sondig met alles wat hy doen. Daarom, wag vir my in vrees, sê die Here. Wag vir die dag wanneer ek opstaan en my buit kom vat. Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, koninkryke saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort. Die volle gloed van my toorn, die hele aarde sal verteer word en in die vuur van my woede. Ek sal die volke verander, hulle lippe rein maak, sodat hulle almal my sal aanroep en soos een man my sal dien. Van ander kant die riviere van kus af, sal die wat my vereer, my verstrooide volk vir my geskenke bring. Daardie dag sal jy nie meer rede hê om jou te skaam dat jy opstandig teen my was, met alles wat jy gedoen het, want ek gaan uit jou uithaal, die wat hulle so verheug het, in jou waardigheid. Jy sal nie meer vol hoogmoed wees, daar op my heilige berg nie. Ek sal in jou laat oorbly, net die wat nederig en ootmoedig is, en vertrou op die naam van die Here. Die wat van Israel oorgebly het, sal nie onreg doen nie, en nie lieg nie. Daar sal uit hulle mond nie valsheid kom nie. Hulle sal 'n kudde wees wat wy en gaan lê en rus, sonder dat iemand hulle skrik maak. Hier eindig ons skriflesing, geliefdes in die Here. Mag elkeen van ons wat ook vanoggend hierdie woorde hoor, dit verstaan, dit glo en ook in ons lewe gaan toepas. Kom laat ons nou ook saam bid. Here almagtige God en hemelse Vader, baie dankie dat U in en deur die Heilige Gees by ons teenwoordig is. Dankie Here dat ons kan weet hier waar ons saam as 'n geloofsgemeenskap is ons nie alleen nie. Daarom is dit wat ons hier dink en doen
absoluut van U afhanklik. En wil ons ook so, Here, ons afhanklikheid van U bely. Ons wil deur die kragtige werk van die Heilige Gees ook vanoggend ons skuld en ons sondes voor U kom bely. Here, want ons weet dat U ons verlosser is in en deur Jesus Christus. En daarom kan ons U kinders genoem word. Daarom weet ons, Here, dat hierdie woorde wat tot ons kom vanoggend ook nie mense woorde is nie, maar die woord van God. Spreek, Here, deur die Gees en deur die woord. U diensknegte wil luister. Op hierdie besonderse dag wil ons graag ook stil word in aanbidding voor U. Here, ons wil stil word voor U, die almagtige God. Ja, soos wat ons in ons toetrede lied in Psalm 8 getuig het. Die God wat vir ons sorg. Vader, maak dit dan nou stil in ons harte, maak dit stil rondom ons. Gee dat ons sal hoor dat U met ons praat. Mag hierdie woorde vir ons daartoe bring om in geloof versterk te word en om dit ook in die wêreld te gaan uitleef. Ons vra en bid dit alles in die naam van ons Here en ons Verlosser, die opgestane Heer Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanoggend voor die prediking saam sing van Psalm 125. Ons gaan daarvan sing die eerste tot die 4de strofe, die weergawe van T.T. Kloete. Daarna vra ek dat u sal bly staan, dan lees ons die gelofte, en nadat ek dit gelees het, kan u weer u sitplek inneem. Kom ons sing dan Psalm 125, 1 tot 4, staande saam. Die gelofte wat die voortrekkers afgelê het, lees soos volg. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar, as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring.
en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Baie dankie, jy kan weer die sitplek inneem. As 'n mens Sefanja lees, dan raak 'n mens eintlik so 'n bietjie bang as jy sien wat Sefanja alles sê en wat hy voorspel. Maar in hoofstuk 3 wat ons saam gelees het, is daar 2 gedeeltes wat ons wil uitlig vanoggend. Die eerste een is die eerste gedeelte van vers 8. Daarom wag vir my in vrees, sê die Here. En dan ook vers 12. Ek sal in jou laat oorbly, net die wat nederig en ootmoedig is, en vertrou op die naam van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as jy vanoggend moet dink aan 'n woord of woorde waarmee jy jou geloof in die lewende God kan beskryf, wat sal dit wees? Watter woorde sou jy gebruik om die rede waarom jy vanoggend hier is as gelowige te beskryf? Warmte, liefde, geluk, sekuriteit, tevredenheid. Watter woord kom by jou op as jy iets moet sê oor jou geloof? Die manier hoe ons dikwels oor God dink en voel, word dan ook dikwels bepaal nie deur hoe ek oor God voel nie, maar oor hoe ek dink God na my kyk en oor my voel. En dit terwyl ek en jy, broeders en susters, seuns en dogters, God alleen kan ken op die manier waarop hy hom aan ons bekend maak. Ons kan God alleen ken vanuit die manier waarop God hom aan ons openbaar. En op grond daarvan bou ons 'n verhouding met God. Die profeteboek Sefanja gee vir ons insig in hoe God homself openbaar aan die mens. Sefanja gee vir ons 'n stukkie insig oor hoe God na ons kyk en op grond van hoe hy ons sien, iets van ons verwag. Sefanja wil vir ons eintlik nie iets negatiefs kom sê oor God en ons verhouding met hom en ons geloof, maar iets besonders positief. God maak homself bekend op verskillende maniere aan jou en my as mens. Op grond waarvan ek en jy dan nie net ons geloof nie, maar ook ons geloofslewe gaan bou. En daarom, broeders en susters, seuns en dogters, is geloof en ons verhouding met die Here nie emosies by uitstek, maar gaan dit oor hoe ek na God kyk, wat hy vir my doen, en hoe ek dit sigbaar maak in my lewe. God maak hom dus self bekend aan ons as sy kinders, deur hom as die lewende God, die handelende God bekend te maak deur sy Gees.
Hy doen dit op baie maniere. Ons kan kyk na die natuur. Ons kan kyk na die geskiedenis van die wêreld. Maar hoofsaaklik maak God hom bekend in sy woord. Maar ook deur sy woord sê hy iets van homself in die natuur en die geskiedenis. Psalm 19 sê die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander. Die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is sy stem. Psalm 24 sê die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Psalm 82 sê, kom tog o God, lewer uitspraak oor die wêreld, want al die nasies behoort aan U. Iemand het by geleentheid gesê, die Bybel is nie ons God nie. Die Bybel is nie die allesomvattende waarheid oor alles en nog wat nie. Die Bybel het nie pas klaar uit die hemel geval nie. Maar ten spyte van die geskiedenis van die ontstaan en die bestaan van die Bybel, is dit wesenlik 'n geloofsboek waarin ons nie soek na waarhede en voorskrifte nie, maar waarin ons die lewende God en sy boodskap aan ons ontmoet. Dit alles gesê, broeders en susters, seuns en dogters, is dit baie moeilik om oor alles in die lewe dikwels iets uit die Bybel te sê. En daarom is dit ook nie 'n eenvoudige taak om iets vanuit die Bybel te sê oor die gebeure van 16 Desember 1838 by Bloedrivier en om dit in volle te verklaar. Maar omdat dit die woord van God is wat ook sprake is in die gelofte, sien ons iets van God se handelinge, die manier waarop God hom bekend maak aan mense in daardie gebeure. Want Bloedrivier is 'n goeie voorbeeld van hoe God teenwoordig is in die lewe van mense. Maar nou gaan dit by Bloedrivier oor een saak. Geloof. Geloof in die lewende drie-enige God. En dit is iets van geloof, van hoe ons geloof beskryf, wat ons ook elke jaar herdenk. Dit wil vir ons iets sê en leer van God wat in die lewe van elke mens, volk en nasie betrokke is. Luister na die openingswoorde weer eens van die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Dit begin by God. By 'n geloofsvertroue in God. Hier staan ons voor God. En dit eindig, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer aan hom te gee, aan God. Maar om dit te verstaan vanuit Sefanja, moet ons net vinnig 'n bietjie gaan kyk na hoekom sê Sefanja wat hy sê? Wat is die agtergrond daarvan? Die Here se volk, Juda, het op 'n stadium 'n uiters goddelose koning gehad met die naam Manasse. Hierdie Israelitiese konings moes juis deur hulle optrede iets van God se almag en alomteenwoordigheid aan die volk deurgee. Die konings van Israel moes 'n voorbeeld word van die koning wat sou kom in Christus Jesus. Daarom is hy ook uit die geslag van Dawid.
So die konings van Israel moes iets weerspieël van God se teenwoordigheid by sy volk. Maar Manasse het dit nie gedoen nie. Gaan lees maar in 2 Kronieke 33. Hy het afgode gebou vir Baal. Hy het okkultiese duiwelse praktyke vir die volk laat doen. Hy het altare van die sterre en die maan en die son in die tempel van die Here laat bou. Hy het sy eie seuns laat verbrand op 'n offeraltaar ter wille van golery, waarsêery, toordery en die oproep van geeste. 2 jaar na Manasse se dood het Josia koning geword. Totaal anders. Hy het dadelik begin met herstel en vernuwing in Israel. Hy het die Here se wetboek gaan uitgrawe onder die stof en weer vir die volk laat voorlees. Hy het die volk heelhartig weer hulle self laat toewy aan God. Hy het hulle diepgaande beïnvloed om weer in God te bly glo. En tog, as 'n mens die geskiedenis in Kronieke gaan verder lees, sal ons sien na 20 jaar het die volk tog in ballingskap gegaan. Is hulle tog gestraf? Is die tempel in Jerusalem verwoes? Is Jerusalem verwoes? Dit was asof Josia se hervormings net niks beteken het en dat daar nog steeds gewortels was van die volk se sonde wat in hulle oorgebly het. In hierdie tyd wat al hierdie dinge gebeur, is Sefanja die profeet wat vir Josia moet help om hierdie hervormings deur te kry. Wat die volk weer terug moet lei na ware geloof in God. Hy moes op 'n besonderse manier God weer aan hulle bekend maak deur God se gees. Maar hulle het nie geluister ten volle nie. Uit die latere geskiedenis lees ons dat Sefanja se woorde wel waar geword het. Want Sefanja het vir hulle gesê, as julle nie julle bekeer, as julle nie terugkom nie, as julle nie weer waaragtiglik in God glo nie, sal julle vernietig word. Wat egter baie belangrik is, broeders en susters, seuns en dogters, is om Sefanja se waarskuwings te sien teen die agtergrond van die optrede van die volk, wat eintlik deur die optrede van Manasse totaal en al vergiftig is. Die wêreldse omstandighede van daardie tyd het die volk totaal en al in geloof van God weg laat dryf. Soos Jesaja sê in Jesaja 17 vers 8, die hart is bedriegliker as enigiets anders. En daarom ten spyte van hierdie hervormings van Josia en Sefanja en die waarskuwings van Sefanja, het hulle net eenvoudig nie ten volle hulle self oorgegee aan God. In vers 4 lees ons van die oorblyfsels van die Baal aanbidders. In vers 5 lees ons daar is steeds mense wat neergebuig het voor sterre. Hulle die heerlikheid van die Skepper God verruil vir die heerlikheid van die skepping. Ook in vers 5 leer ons, daar was mense wat op 2 stoele tegelyk gesit het. Hulle was lou warm in hulle geloof. Hulle het voor die Here gebuig, maar ook voor die afgod Milkom. In 1 vers 18 lees ons die liefde vir geld en die vertroue op goud en silwer was vir hulle belangrik. En daarom sê Sefanja vir hulle, wanneer die dag van toorn van die Here aanbreek, sal julle geld julle nie kan red. En in 5 vers 3 kom die essensie van hulle oortreding eintlik na vore. Hulle ongehoorsaamheid, hulle eie wil, hulle hoogvaardigheid, hulle selfgenoegsaamheid, hulle denke wat vir hulle gesê het, maar ons kan, en ons kan self. Dit alles, broeders en susters, seuns en dogters, bewys dat die volk Israel dalk wel op 'n manier bekeer het, maar nooit ten volle werklik hulle geloof waaragtiglik in God herbevestig het. Hulle het nie weer daarby gekom dat hulle gesê het, God
en God alleen. Hulle het nie 'n onwrikbare geloof in God uitgeleef nie. Hoe lyk dit vandag in die wêreld? Hoe lyk dit in jou en my lewe? Leef ek en jy ten spyte van ons swakheid en ons sonde met 'n onwrikbare geloof in God? Meer nog, sien die wêreld hierdie onwrikbare geloof in ons raak? Of hoop ek en jy ook maar dat iets van die goeie verlede en iets van my goeie werke my uiteindelik by God sal uitbring? As ons die 5 dinge wat Sefanja noem bietjie saamvat, dan gaan dit eerstens oor die onvermoë van die volk om te breek met die sonde. Dit gaan oor hulle geneigtheid om ander dinge in die plek van God te dien. Dit gaan oor hulle geneigtheid om kompromieë aan te gaan tussen hulle lewe en hulle geloof. Dit gaan oor hulle liefde vir geld en besittings bo God. Dit gaan oor hulle selfgenoegsaamheid. Ek kan. Voordat ons die volk Israel veroordeel, broeders en susters, kyk na ons eie lewe, ons eie gemeenskap, ons eie land en die morele verval waarmee ons te maak het. Sake van belang waaroor gelowiges en die kerk self stil bly. Dikwels gee ons baie meer om vir ons eie besittings, ons eie lewensstandaarde as God en sy kerk. By hoeveel mense speel sterrevoorspel nie nog maar 'n belangrike rol? Gaan ek en jy regtig nog op ons knieë voor God met alles in ons lewe? Of is ons ook maar nog by die stel van kompromieë tussen ons eie menslike vaardigheid en God? Leef ons nie ook maar dikwels selfgenoegsaam nie? Het die tegnologie nie vir ons belangriker geword as enigiets anders nie? Dis teen hierdie agtergrond wat Sefanja ook die volk kom oproep. Kom terug na 'n waaragtige geloof in God, waarop jy alles bou. Hy sê in hoofstuk 2 vers 3, vra na die wil van die Here. Alle nederiges in die land streef na geregtigheid en na nederigheid. En dan in vers 12, die wat sal oorbly is die wat in nederigheid en ootmoed vertrou het op die naam van die Here. Geliefdes in die Here, op grond van hierdie oproep, weet ons dat God steeds die beheer het. Daarom het hy in vers 9 gesê, ek sal die volkere verander, sodat hulle my sal aanroep. Nie die mens self. Nie een van ons het die vermoë om onsself te verander. Nie een van ons het die vermoë in onsself om ons geloof te versterk. God alleen. Daarom roep Sefanja tussen al sy woorde uit, die Here alleen sal doen. Die mens word nie oorgelaat aan sy eie probeerslae en wilsinspanning en struikelblokke te oorkom nie. Dit is die Here alleen wat regeer. En vandag wanneer ons 187 jaar later weer iets hoor van die gelofte, van daardie gebeure, roep dit jou en my nie net op om te herdenk. Dit roep ons op tot 'n onwrikbare geloof in God. Want 16 Desember 1838 kan ons van alle kante af beredeneer en ons gaan van mekaar verskil oor talle aspekte.
Maar een saak staan soos 'n pyl bo alles uit. Die Here alleen het gedoen. Die mens is nie oorgelaat aan sy eie probeerslae en wilsinspanning nie. Dit gaan oor 'n onwrikbare geloof in God. So sluit die Nuwe Testament aan by Sefanja. Want hierdie selfde God kom in Christus Jesus na jou en my. Hierdie selfde God kom in Christus Jesus en hy kom oorwin die magte van die Satan deur die kruis toe. Hy behaal vir ons die finale oorwinning oor die dood deur die opstanding van Jesus Christus. Die Here self kom staan in hierdie wêreld van ons as oorwinnaar. Waar hy met jou en my kom saamleef. Sefanja reeds sê in vers 14, sing Sion, juig Israel, wees met alles wat jy is vrolik en bly Jerusalem. Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. So het die Here 'n einde gemaak in Christus Jesus. Aan alle magte, ook die dood, wat jou en my kan vashou. Jy en ek hoef nie bang te wees. Ons hoef nie moedeloos te raak. Ons hoef nie tou op te gooi nie. Ons hoef nie self te soek na oplossings. Here is Immanuel, teenwoordig by ons. Hy is die lewende God. Hy het die dood oorwin. Hy vra 'n onwrikbare geloof. Ek en jy moet versigtig wees dat ons sondes en ons gebrek aan onwrikbare geloof in God nie ons hoop vir 'n toekoms kom vernietig. Ek en jy moet versigtig wees om nie op onsself staat te maak, maar op die krag van God en die verlossing in en deur Jesus Christus op staat te maak. Sefanja se groot boodskap trek deur tot in die Nuwe Testament. Vertrou God. Hy is die lewende God wat hom openbaar en bekend maak deur sy handelinge met jou in die lewe. Watter woord of woorde sou jy wou gebruik om jou geloof in die lewende God mee te beskryf? Watter woord of woorde sou jy wou gebruik om jou verhouding met die lewende God te beskryf? Indien dit nie onwrikbare geloof is, wat ek elke dag uitleef teenoor die wêreld, dan moet ons weer luister na wat God vir ons sê. Die tyd was nog nooit so reg soos nou in ons land, in jou en my lewe, in die wêreld, om daarvan te getuig. Om onsself weer voor God te verootmoedig, ons skuld voor hom te bely, en met 'n onwrikbare geloof die toekoms binne te gaan nie. Mag die drie-enige God, die lewende God, jou en my daartoe help. Mag ons onwrikbaar glo, ons het 'n toekoms, want Christus Jesus lewe. Amen. Kom laat ons saam bid. Here, baie dankie dat U die lewende God is, wat deur die woord en die gees, ja, deur die natuur, deur die skepping, deur die gebeure in die wêreld,
Uself aan ons openbaar as die enigste lewende, waaragtige God. Ons kan nie op onsself steun nie, Here. Ons kan nie op die magte van die wêreld steun. Ons moet bely dat ons selfs nie eers dikwels op mekaar kan steun. Maar 'n onwrikbare geloof in die lewende God, die skepper van hemel en aarde, die verlosser in en deur Jesus Christus en die leidsman deur die Heilige Gees alleen. Deur ons geloof die drie-enige God alleen, skep ons moed vir môre en oormôre. Hoef ons nie bang te wees. Ervaar ons U teenwoordigheid elke dag. Weet ons dat U deur die Gees en die Woord ons geloof versterk. Daarvoor dank ons U. Selfs as ons vir 'n wyle terugkyk op ons geskiedenis, Here, sien ons nie noodwendig net 'n oorwinning in 'n oorlogstryd raak nie, Here. Ons sien die teenwoordigheid van die almagtige God raak. Die God in wie ons glo. Die drie-enige God in wie ons onwrikbaar glo en ons hele lewe aan toe vertrou. Wil U ons daartoe lei en daartoe inspireer deur die Heilige Gees. Vader, ons bid daarom vir ons land. Ons bid vir hulle wat ons land regeer. Vader, dat U wil sal geskied. Dat U reg en geregtigheid sal laat geskied. Here, dat U nie net aardse vrede sal bring, maar vrede in ons harte. Die vrede waarvan die engele gesing het. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag ons in hierdie dag en in hierdie feestyd U dien as die waaragtige God in wie ons alleen vertrou. Dit alles vra en bid ons net uit genade, want Here, U genade is en sal altyd vir ons genoeg wees. Amen. Broers en susters, geliefdes in die Here, ons gaan ten slotte saam sing van Gesang 516. Kom ons maak dit ook 'n geloofsbelijdenis, waarin ons bely dat, maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie, God bly in beheer, en hy is die een in wie ek onwrikbaar bly glo. Dan bly u staan vir die uitspreek van die seënbede. En op versoek, broers en susters, sing ons dan die eerste en die vierde strofe van die stem. En ek wil hê ons moet graag baie mooi luister en daaroor nadink wanneer ons die vierde strofe sing. Want ek dink dit verwoord ook iets van dit wat die Here vandag in sy woord vir ons wou verkondig. Kom ons sing dan ten slotte saam, Gesang 516, die seënbede, en dan die eerste en die vierde strofe van die stem waarna u weer net vir 'n wyle u sitplek kan inneem. Zal ik juichen
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.